en soos normaal weg, soos wat allemaal meeste van die omstandighede was. Ek het kerk toe gegaan, my ouers was Christene, maar ek het nooit werklik die Here leer ken nie. Ek het Bybel gelees met my ma, sy het my Bybel lees, gebid met my ma, sy het my Bybel bid. Ek het rarig die Here aangevoel nie. Ek dink as jy by jonk is, kom jy rarig agter, dis hoe ernstig is eintlik is, om na die Here te wees. En met tyd, soos ons ouer word, is jy meer 'n groter teiken vir die Here, om jou, vir die Bybel, sorry, om jou te onderkry. Hy probeer jou weg van die Here af te neem, om baie dinge op pad te sit. Wel, ek het, so sê ek precies ek het begin my huis haat, want ek wil nie gedigtig word nie, en ek wil nie wegkom van my huis af. Dit is soos, wie wil nou die hele tyd op geraas word en pligte doen in die huis, en dit is net nie lekker nie. Jy wil lui wees en doen wat jy wil doen. So het ek op 'n tyd besluit, okay, ek gaan by my pa bly. Nou my ouma oorlede is, het ek gedink, okay, ek gaan by my pa gaan bly, ek gaan hom sorg en dit, want my ouma is nie meer daar nie, om te kyk nie. So het ek daar toe getrek. My pa is ateïs, hy was die kerk toe gegaan nie. Ek het geweet, maar ek het gedink, okay, geestelik sal ek nog steeds seker Bybel lees omdat ek moet, en bid omdat ek moet. Okay, en ek het nie so baie tyd meer vir die Here gemaak nie. En ek het meer van die Here, weg van die Here af gedryf as wat ek gedink het ek gaan. En ek het begin meer sonde doen, meer groter sonde as wat iemand kan dink. En ek het so woede ook in my gehad, die duivel het so woede in my hart ingesit dat ek wil ook niks met my ma te doen hê nie. Ek het by my ma afskryf. En ek het my hele lewe geniet. Partykeer dink jy vir jouself, okay, jy lewe nou 'n lekker lewe. Jy geniet jouself, jy join jou palle om te drink en jy gaan dans uit en jy is rondom mense wat net al die verkeerde doen, maar vir jou is het lekker, want wow, die mense verstaan jou. Just verstaan jou. En ek het met tyd het ek my hele lewe net so geleer aangegaan en dit vir jare verby gegaan tot die Here my gewys het. Okay. Daar my pa se werk verloor. Dis toe my hele lewe weer begin verander het. En ek het weer gevra hoekom. Eers was my ouma oorlede waar ek so gebid het dat my ouma moes bly. Ek wil my ouma vir altyd gehad het. Maar ongelukkig is dit nie so maklik nie. Elkeen het 'n tyd. En nou verloor my pa sy werk. En nou gaan my pa nog aan met sy verkeerde dinge om geld op 'n baie verkeerde manier te maak. Ek vir myself gedink, Jesus Here, regtig. Hoekom juis ek? Ek lees Bybel, ek bid, maar hoekom? En met tyd toe moes ons trek. En in daai tyd ook, toe ek met my pa gebly het ek 'n ou gehad. Dit was amper 2 jaar saam. So ken mekaar ook al van kleins af. En hy is deel van wat my in die versoeking gelei het om sonde te doen. Hy was ook 'n ateïs, na 2 jaar amper wat ons saam was, dit is uitgegit het. Wat ook wys, jy dink ek ken iemand van my, ek ken nie reg iemand so goed nie. En toe ons moes trek, toe gaan my pa plaas toe en my oom praat met my daar. En hy sê vir my, oor die sol, jy het verander. Waar is die Dominique wat ek gewoon geken het? Waar is die een wat altyd die mooiste goedjies gesê het van die Here en ewe skielik is jy soos is net vol sonde. En hy het my baie van die Here vertel en ek het daai dag gedink, wow, die Here het regtig soos 'n engel op my pad gesit.
as ek dink aan toe dink ek nou, yes, hoe het ek weg van hier af verdryf? En toe begin ek bang te raak oor die gedagte van, yes, ek dink net, as die Here my nou vat, ek gaan hel toe. As ek dink aan al die dinge wat ek aangevang het, dinge wat ek actually oorskaam is om te sê, en hoe die duiwel my so vinnig onderkry het. En ek het myself daarvan besluit, okay, om my Here te dien, sal ek dinge moet opgee, wat vir my die lekkerste ooit is, wat vir my die lekker lewe gegee het. Maar soms daai lekker lewe kom tot 'n einde, en dan soek jy net nog meer lekker dinge, nog erger dinge om te doen. En ek het vir myself sê, okay, ek gaan nou die Here dien. En met daai besluit te gaan maak, moes ek 'n groot besluit maak. Of ek dien die Here en gee alles op wat ek vir die liefste is, want dis wat my juis wat sonde doen, of ek gaan aan met my sonde lewe. En wees rebels. Ek het toe die Here gekies. Ek het al gehoor, iemand sê, soms moet jy, as die Here vir jou vra om alles op te gee, sal ek bereid wees om dit op te gee. En ek dink vir myself, wow, nee. Dus moet dink, al die lekker dinge, kan rarig, hoe kan jy dit opgee? Maar ek het die krag gekry om te sê, ek sal alles opgee vir die Here. En met daai besluit het ek my ou gelos. Ek het ook nie so baie kontak met my pa gehad nie, tot nou nog. Ek bid vir die Here om nog steeds om te red. 2 weke daarna het my ou selfmoord gepleeg. Dit was soos die slegste tyd in my lewe. Ek het juist, ek dink jy volg die Here. As jy sulke ding bevat. Met jou goed. Dat jy iemand wat jy so lief gehad het, verloor. Ek het hom wel gelos. Maar, as jy dink, die hele lewe wat iemand so spesiaal, en wat jy hom so wil gered het, en kon so vergeet. Verkeerde weg. En met verkeerde dinge wat hy besig was, soos wat Nadia het gesê. Jy weet nie of hy gered is nie. Die Here het hom een kans gegee. Hy het pille gedrink en hy was gered. Die Here het hom 'n tweede kans gegee. Die tweede keer toe was die Here, moet my nie weer toets. Moet nie weer jou lewe neem nie. En hy het. Wel, ek het uitgevind en ek het so in depressie gegaan, jy verstaan nie. Ek het vir die Here bevraagteken, Here, hoekom? Ek het juist U gekies. Hoekom het Here hom nie gered nie? Hoekom het Here hom nie, dat hy besluit om nader aan die Here te beweeg nie? Hoekom? Ek het die Here so bevraagteken. Ek was so kwaad. Hoekom die Here nie my gevat nie? As mens dink, hy was so talentvol. Kyk wat kan ek doen? Die meeste wat ek kan doen is huiskool. Maar hy was so 'n goeie mens en ek te goed vir mense. En ek het sielkundige gaan sien wat my nie geestelik gehelp het nie. En ek het net, daar was tye wat ek so naby was om my eie lewe te neem. Ek het die Here gesê, Here, ek is moeg van my lewe. Niks werk uit nie. Dis my skuld dat hy dood is. Dis my skuld omdat ek hom gelos het. Want sy ma was, ek het geweet, hy is in 'n verkeerde plek. Sy ma was dood toe hy jonk was. Sy ma is van 'n bakkie afgeval. Wat sit op die kant gesit en het oorhobbel gegaan toe val sy ma van die bakkie af, op slag dood. Hy sy oom verloor en met daai het hy die Here so gehaat. Hoekom vat jy die belangrikste mense in jou lewe weg? En ek het weer gevra, Here, hoekom? Ek kon hom nog ek kan nog sy lewe reggemaak het, ek kon hom nog gered het. En ek het hom probeer red, maar party mense is so diep in daai versoeking wat die duiwel jy probeer onderkry, dat dit te laat is om gered te word. En ek kon my hele lewe neem. Ek het gedink, nee Here, ek is klaar. Maar net die Here kan weet hoe kom. Ek het
hoe ek nie weet eers hoe nie, ek het op my knieë beland en ek het elke keer gehuil en vir die Here gebid en vir die Here gepraat, gemaak is ook hoe kwaad was ek vir hom nie. En ek het my hele lewe en my hart uitgepraat met hom. En die Here het my, ek het vir myself gesê, okay, ek voel nog nie so nader aan die Here nie. Ek voel nog 'n seer, ek voel nog 'n pyn, ek voel nog, ek het nou nog, kon ek nie in Virginia toe gaan nie, omdat dit herinner my aan hom. Maar die Here het my, wat ek eers het probeer vermy, om dinge te vermy wat my aan hom herinner. Tot die dag, ek het geweet, my beste vriendin, Andrea, gaan na die Christelike kampe toe, en dink ek, okay, daar kan ek gaan. Ek was gewoon die persoon dink, okay nee, ek gaan my godsdienst by my huis doen, ek hoef nie kerk toe gaan nie, maar my pa sê, jy hoef nie kerk toe gaan met die godsdienst nie, en dit begin by jou huis. En ek het gedink daaraan om daar by die kamp toe te gaan, tot Louis hulle rarig kon praat het met ons en te dink, wow, daar is jou uitdaging. Daar is jou kans om nader aan die Here te beweeg, en ek het by die kamp toe gekom, na hulle gepraat het. En ek dink, wow, ek krijg actually hoendervleis. Ek het met hulle gepraat, en ek het my hart uit met hulle gepraat. En soms werk het, as jy praat oor die seer wat jy het, en met mense praat, dalk gee hulle nie altyd vir jou raad nie, maar hulle sal altyd daar is om te luister. Ek het versies gekry, en ek het begin stilte tyd met die Here, en ek het gedink, wow, vir eens kan ek die Bybel lees, en ek kan dit verstaan. Gewoon as ek die Bybel lees, net omdat ek moet, maar nou kan ek die boodskap nie verstaan wat die Here vir my bedoel. Iets wat die Here met my, en ek het probeer ook mense help om nader aan die Here te kom, want nie almal het voorreg om so wonderlike mense op die pad te kry, wat jou raag sal deur help nie. Party mense gaan dit deur alleen, en partykeer is dit te laat om hulle te red. En ek het op so ver op elke kamp gekom, en ek het elke keer die amazingste boodskap gekry, en ek is verander. Ek wil jou net sê, vandag, die boodskap wil ek julle agterlaat. Maak nie saak wat julle deurgaan nie, die Here is daar. Soms dink jy, wow, nou gaan ek deur die ergste, die huislike omstandighede is nie reg nie. Maar die Here versterk jou. Die Here is jou pottebakker, hy vorm jou juist deur daai tye. Hy berei jou voor vir iets beters. Jou toekoms lyk, jou lewe dalk lyk nou nie reg nie, maar jou toekoms gaan jou iets amazings. Ons weet nie daarvan nie, maar is juist die lekker deel daarvan. Jy moet uitsien daarna. Maar ook jy moet uitreik na die Here. Ek sê vir julle rarig, kry julle lewe reg met die Here. Laat die Here julle red. Laat hom toe om die lewe te kan lewe. Hy gee vir jou 'n kans. Jy moet dit net vat. Vat dit. Ek sê vir julle rarig voor dit te laat is. Jy weet nooit wanneer jy gaan nie. En glo my, dis amazing. Maak nie saak waardeur ek gaan nou nie. Die Here het my gered. Rarig julle. Ek probeer nie sonder te doen nie, maar probeer met die Here te praat en luister na die Heilige Gees. Moet jy die Heilige Gees vermy nie. Luister na die Here. Luister wat ek vir julle wil sê. Luister na die Heilige Gees. Wat in die lewe want glo my. Jy kan nie vir 'n beter Papa Vader gevraag nie. Hy is almagtig en hy is groot. En rarig, dit voel amazing om gered te wees. Dis lekker met wat met jou gebeur nie, maar eendag sal jy daar boven kom. En dan sal hy 'n fees hou vir jou. Sien dit uit vir daai dag.